Hi mensies, ons is so opgewonde om julle bekend te stel aan Laurens Joubert, wat elke donderdag vir julle gaan vertel van oom Eldie se wêreld. Laurens se stem pas so goed by die storie dat hy dit vir julle alles gaan lees en ek sal nou en dan inpop. Oom Eldie is sterk Afrikaans, sterk klein dorpie en sterk Karoo. Ek weet julle gaan dit geniet. So maak seker julle onthou, oom Eldie se wêreld op donderdae, eksklusief op slaapstories vir groot mense. Hallo, my naam is Laurens Joubert. Ek is 63 jaar oud en ek bly op Welgelegen, my klein Laventelplaas in die Langeberg Garcia distrik, naby Riversdal in die Klein Karoo. Dis 'n plek waar die lug nog skoon is, die wind nog stories vertel, en waar dinge stadig gebeur, maar altyd met 'n doel. Ek het groot geword op die plaas Rietfontein, in die ou Wes-Transvaal. Daardie jare, die mense, die plek, die plaaslewe, is die grond waarin die oom Eldie stories groei. Oom Eldie is gebaseer op my herinneringe van daardie tyd. Die karakters het werklik bestaan. Ou Ramapoi was ons voorman. Die tannies, die dominee, die klein dorpie se mense. Hulle was almal daar. Sommige van hulle leef nog, ander is lankal weg. Maar ons stories bly. Ek skryf nie vir pryse nie. Ek skryf omdat hierdie stories gevra het om vertel te word. Dis autobiografies, maar met 'n laag fiksie daaroor. Omdat die lewe self soms te vreemd is vir die waarheid alleen. Oom Eldie se wêreld gaan oor mense, gewone deurmekaar skaam oulike mense, wat probeer leef op plekke waar die reëls nie altyd duidelik is nie. En as jy dink jy ken die eindpunt van 'n storie, wag net. Eldie het 'n manier om dinge te laat draai. Besoek www.wellfarm.co.za vir meer oor my en Welgelegen. Dankie dat jy luister. En dankie Madeleine vir jou stem. Dit is 'n eer. Nou maar toe, kom ons gaan nou terug na oom Eldie se plek en daardie tyd, want is daar waar die stories wag. Oom Eldie Joubert se wêreld is gesetel op sy plaas hier naby 'n dorpie iewers in die Klein Karoo in die 1950s en 1960s. Dis 'n tyd van stoere manne, kleisteenhuise, Toyota stout bakkies en selfdoen oplossings. Maar oom Eldie, 'n man van groot planne, is 'n wandelende ramp wat deur hierdie stil gemeenskap beweeg, soos 'n veldvuur oor 'n hoop strooi. Verwoesting volg sonder dat hy dit ooit sien. Hy is 'n boerling van die Klein Karoo en trots daarop dat hy Staat 5 suksesvol geslaag het met sy eerste poging. Vir oom Eldie was hoërskool 'n vervelige konsep en nie waardig van sy talente nie. Hy het nooit eintlik 'n behoorlike beroep gehad nie, maar het 'n vlamskerp vermoë om homself as 'n deskundige op enige gebied te beskou. Sy leeftyd van ervaring, wat eintlik maar net 'n string mislukkings is, maak hom oortuig dat hy altyd reg is. Hy streel sy lang wit baard gereeld, as dit sy brein aanhelp, met nog 'n briljante idee. Hy is optimisties tot die dood toe. Geen ramp kan hom oortuig dat hy 'n fout gemaak het nie. En as iets verkeerd loop, dit was iemand anders se fout, altyd. Die mense in oom Eldie se wêreld. Rondom oom Eldie beweeg daar 'n galery van karakters, wat almal op die een of ander manier deur sy chaos geraak is. Koos Kappie, sy lankmoedige buurman, wat al deur heininge, dakke en planne geraak is.
Tannie Hester, die kafeevrou, wat al menige eksperiment oorleef het. Ou Dominee Visser, wat 'n sagte hart het vir LD, maar wie se kerkvensters al keer op keer deur sy planne getref is. Posmeester Japie Becker, wat stempels versamel het en stilte verkies. Ou dokter van der Linde, die wyse ou dokter wat altyd 'n rol pleisters en laventelolie gereed hou. Sergeant Doopie Skuman, die knorrige polisieman met die sagte hart. Oom Willie, die apteker, stil en uitdrukkingloos, maar oprecht met 'n maatlepel in die hand. Ora Mapoi, om LD se voorman, wat knik wanneer LD opdragte gee en dit dan volkome ignoreer. Frik van die kerk, LD se aardvyand, presies, suksesvol, die koue rasionele orde teenoor LD se chaos. En dan is daar nog oom Smulders van die algemene handelaar, burgemeester Gerry de Wet, die twee skinderwek tannies Taminkie en Takatrinkie, die vrou Ruda, die bibliotekaresse en verskeie ander mense wat almal op een of ander manier hier om LD se wêreld geraak is. Maar van al die mense in om LD se lewe is die stilte wat die hardste skree, die met Tannie Leni van die telefoonsentrale. Sy weet alles, hoor alles en onthou alles. En om LD het 'n heilige vrees vir haar. Is dit iets wat sy weet? Dalk daardie een gesprek wat sy afgeluister het? En wat dit ook al is, sy gebruik dit nie teen LD nie, nog nie. Of is dit dalk iets anders, iets wat hy nie self eers verstaan nie, maar wat hom laat skugter word wanneer hy haar stem hoor. Die dag toe Koos Kappie vir hom LD ontmoet het. Die Koos Kappie self vertel. Ek onthou dit soos gister. Dit was 'n Saterdag, warm genoeg om jou sokkies nat te sweet, nog voor ontbyt. En ek was op pad dorp toe om 'n sak sement te gaan koop. Die 3de die maand, dankse die gat in my agterstoep wat al hoe groter raak. Ek het hom die eerste keer gesien waar hy op die rand van die pad staan, met 'n stuk ysterpyp in die een hand en 'n skoen sonder veters in die ander. Geen voertuig in sig nie. Net die man met 'n baard so lank soos 'n dopraadsvergadering en oë wat blink soos iemand wat pas 'n dom idee gekry het. Koos, né? Was sy eerste woorde. Ek het hom nog nooit gesien in my lewe nie. Hoe weet jy my naam? Vra ek versigtig. Dis die Here wat praat, my broer, sê hy ernstig. En hy sê jy is die man wat my gaan help. So begin dit. In 'n kwessie van 5 minute het ek myself bevind met 'n tou wat hy vasgemaak het aan my bakkie se agterste bumper. 'n Ou staaltank op die sleepwa en 'n plan, soos ou LD dit genoem het, om reënwater op te vang met atmosferiese druk. Teen die tyd wat ons die tank en die sleepwa op sy plaas afgelaai het ek al my eerste kramp gekry. My hemp is geskeur en ek het besef ek is vasgevang hier in iets wat geen mens alleen sou probeer. Later daardie week het ek my eerste heining verloor, toe hy sy selfstabiliserende windpomp losgebreek het en oor die draad gevlieg het soos 'n vleiende vullisdrong. En nog later, toe sy bioglas eksperiment ontplof het, agter die hoenderhok, het ek vir die eerste keer begin dink, ek moet op verhuis. Maar ek het nie. Want elke keer, na elke ramp, elke gebarste pyp, en elke krywer wat in 'n sloot beland, staan hy daar, krappel sy baard, en sê met absolute oortuiging. Koos, ek dink ons is op die regte pad. Dis nou dekades later, en ek is nog hier, nog langsom. Want sien, die man is 'n ramp, ja, maar hy is ons ramp. Nie lang daarna het die volgende gebeur. Deur dokter van der Linde vertel. Ek is al meer as 40 jaar die enigste dokter in hierdie vallei. Ek ken elke boer se borskas, elke tannie se bloeddruk.
en elke kind se geboortemerk. Ek weet wie maak of hulle siek is om nie skool toe te gaan nie, en wie laat hulle simptome langer hou vir 'n bietjie ekstra aandag. Maar om Eldie Joubert, of soos Almapoy hom noem, die ou kerel, bly vir my 'n misterie. Daai dag het Almapoy 'n kind gestuur, nie paniekerig nie, net eenvoudig en direk soos altyd. Sê vir Dok, het hy gesê. Die ou kerel bly stil. Te lank nou al. Iets is nie reg nie. En toe die kind net so omgedraai en geloop. Ek my tas gevat en gery plaas toe. Die lug was stil. Daar het tipe klein Karoo stof wat jou laat voel jy's alleen. Al weet jy, sy oë is oral. Toe ek agter die huis instap, sien ek hom, oom LD. In die middel van iets wat lyk soos 'n klomp opgestapelde rommel. Maar dit was duidelik met oorgawe gebou. Koperpype, spieëls, draad, verbind aan 'n melkkan wat aan 'n boomtak buite hang, en 'n gebreekte verkyker op die vensterbank. Hy sit doodstil onder dit alles, in 'n kampstoel, en staar op na niks spesifieks nie. Jy het gekom, sê hy, om te kyk. Almapoy het gesê jy is stil, sê ek. Toe kom ek maar. Hy wys met sy een hand na die statuur. Dis die optiese konsole. Ek het hom uiteindelik aan die praat gekry. Wat doen hy, vra ek. Al weet ek beter. Hy vang daai impuls vas, die een net voor 'n mens besluit. Daai flits wat gebeur voor skuld, voor eerlikheid, voor sonde. Dis 'n breekpunt, die mensdom se mikrosekonde van waarheid. En ek het hom vasgevang. Ek kyk na die pype, na die glimmende aluminium, na die kleeflint en die verslete verkyker. En jy dink dit werk? Ek weet dit werk. Ek meet sy pols normaal, sy oë helder, maar afwesig. Hy ruik na son, stof en olie. Niks ongewoon vir Eldie nie. Jy eet? Ek en Almapoy kom reg, ja. Jy slaap goed? Ek droom beter as wanneer ek wakker is. Ek sê niks. Ek is nie meer daar om te oortuig of te diagnoseer nie. Ek is daar om teenwoordig te wees. En dan sê hy dit. Jy is die enigste wat nog kom. Nie in verwyt nie, nie in selfbejammering nie, net bestelling. Ek kyk na hom en ek weet op die een of ander vreemde manier dat dit waar is. Ek het op pad terug dorp toe my notaboek oopgemaak en geskryf. Ouderdom stabiel. Hartritmies, gedagtes onbekend. Gees nie gemeet nie. Ek het my notaboek toegemaak en sonder enige musiek huis toe gery. Stil en met deernis en verwondering oor die ou kerel, soos Almapoy hom noem, se doel op hierdie aarde. Vandag vertel ek vir jou nog 2 stories uit oom Eldie se wêreld. Die eerste word vertel deur Tannie Esther van die kafee. Sy vertel van die dag toe Eldie sy moorsus teëgekom het. Die tweede storie kom van Sergeant Doopie Skuman. En dit gaan oor 'n brief sonder 'n naam. Episode 3, oom Eldie kom sy moorsus teë. Soos vertel deur Tannie Esther van die kafee. Ek onthou die eerste keer toe ek haar in die kafee gesien het. Daardie kunsvrou wat blykbaar van Pretoria afgekom het, met 'n bakkie vol bokse en 'n blik in haar oë wat my laat dink het aan iemand wat die lewe op 'n heel ander manier sien. Dan Linkie het vir my gesê, haar naam is glo Marga Fourie. En sy het hierheen verhuis, komstig aangetrek deur die lig, die stilte en om, soos ek hoor, ook die vreugde van haar kompleksiteit hier te kom vier. Vry van die stedelike oppervlakkigheid. Op daai punt was sy natuurlik salig onbewus van oom Eldie se bestaan. En kompleksiteit sou vir haar 'n nuwe, dieper en meer opwindende betekenis kry na haar ontmoeting met hom. Sy het vir haar 'n plekkie opgeslaan ook aan die ou melkery, waar die perskebome nou al jare lank dood is. Dis daar waar sy begin het met haar denkbeeldige insekte. Kunswerke gemaak van skulpe, stukkende mechanika,
stokke, ou klippies, fotofragmentasie en wie weet wat nog. Die inwoners het begin praat van haar gogga-kuns en op 'n dag het oom LD, wat geen sin het vir stille afsondering of kuns wat nie draad of petrol gebruik nie, besluit om self ondersoek in te stel. Hy het eers by die kafee kom koffie drink. Wat is hierdie nonsens wat ek hoor van 'n spinnekop wat kamstig gebruik is, vra hy. Dis kuns, LD, het ek gesê. Sy sê dis denkbeeldig. Dis hoe sy droom. Los tog nou in hemelsnaam die vrou uit. Dis dwaling, sê ek jou, en ek gaan dit regstel. Hy het eers vir Wimpie van die koöperasie probeer wys maak. Dis kultuswerk. En toe vir ou dominee ook, maar niemand wou luister nie. Toe het hy maar self gaan kyk. Marga het hom in haar ruimte ingetrek met die oortuiging van iemand wat nog nooit 'n man soos hy gesien het nie. Hy het gaan staan voor een van haar werke, 'n delikate, blinkgevoude ding met vlerke van aluminium en 'n lyf wat lyk soos 'n remskoen gemeng met 'n vlinder. Wat noem jy die? Dis die Makgadikgadi Pathfinder moth, het sy kalm gesê. Blatta indicatrix. Hy bestaan nie. Presies. Dis 'n leuen. Dis verbeelding. Ou het stil geraak en aan sy baard getrek. Jy weet jy kan dieselfde effek kry as jy net 'n padda met vlekke verf. Sy het net gelag. Daai rustige, seker lag van iemand wat nie probeer oortuig nie. Maar ek wil nie die padda verander nie, LD. Ek wil wys wat nie daar is nie. Hy het niks gesê nie, net gekyk. En toe geknik, kort, amper onmerkbaar. Nie as instemming nie, maar as erkenning dat iets gebeur het wat nie maklik met draad of petrol verduidelik kan word nie. Daarna het hy gereeld teruggekom, geen vrae nie, geen aankondiging nie. Hy het net van tyd tot tyd opgedaag, gaan staan, gekyk, as hy vir probeer uitmaak wat hier in die gang is. En dan weer geloop. Ek was nie daar toe hy haar vir die laaste keer besoek het nie. Maar iets aan sy manier van kyk na haar, wanneer sy by die galery nog werke aanhaal, het haar laat vermoed dat hy haar nie verstaan het nie. Maar tog geweet het sy is ernstig. En dit was genoeg. Ramapoy het hom eendag onder die aftak betrap waar hy met 'n blikkie verf, 'n gebreekte lamp en 'n halwe ketting besig was. Toe hy vra wat dit moet wees, het hom LD net gesê, dis 'n koggelaar, dromedaris muggie. Ek het hom gisterand in 'n droom gesien. Ramapoy het niks gesê nie, net aangegaan met iets om weg te kom van die ou kerel af. Het ondervinding, en nie uit instink nie, het hy geweet dat dit vir hom liggaamlik veiliger was, om soveel as moontlik sonlig tussen hom en LD te handhaaf. Die vermiste wysvinger aan sy linkerhand het as stille getuie die werklikheid in die verband verkondig. Later daardie week, toe die biblioteek van Marga 'n galery ruimte gee vir 'n bekendstelling van haar kuns, was oom LD die eerste een daar. Niemand het dit verwag nie. Hy het stil voor een van haar werke gaan staan. 'n Delikate blom gemaak van blinkplate, gedrukte motvlerke en Polaroid negatiewe. Die bordjie het gelees, gedagteblom vir iemand wat hard praat. Hy het haar nie gegroet nie vir haar iets gesê nie. Hy het net daar gestaan. En toe stil weggegaan. Ek weet nie of dit bewondering was nie, of teleurstelling, of dalk net erkenning. Maar daardie aand het hy vir Marga 'n skakelaar gebring, wat werk soos niks anders werk nie. Een wat niks doen as jy hom aanskakel, maar 'n lig laat flikker wanneer jy stilswyend wegloop. Dis kuns, het hy gesê, en is teruggeplaas toe. Die volgende storie is anders. Dit gaan nie oor LD se uitvindsels nie. Dit gaan oor die dorp self. En wat gebeur wanneer woorde nie genoeg is nie.
Episode 4, die naamlose brief. Soos vertel deur Sergeant Doopie Skuman. Ek's nie een vir drama nie. Ek hou van feite, vorms en mense wat self hulle bande oppomp. Maar party dinge pas nie in 'n verslag of 'n verklaring nie. Party dinge sit net stil in jou bors. En LD is een van daai dinge. Hy het my nog nooit probeer beïndruk nie. Hy het my ook nooit geplan nie. Maar ek weet, daar's iets in hom wat 'n mens eerder dophou as probeer diagnoseer. Frik van Niekerk aan die ander kant was die tipe man wat glo alles moet in hy inpas. Rekeninge, kinders, opinies. En as iets nie klop nie, maak jy dit reg. Of jy sny dit uit. Ek het nie veel tyd vir hom gehad nie. Hy is een van daai manne wat met 'n halwe sin al weet wat hy wil sê en dan kies om dit te ignoreer. Maar later het ek tog gewonder of ek verkeerd was oor hom. Hy het net een seun gehad en die was anders. Die seun het self nie juist soos hy pa geword nie. 'n vriendeliker gesig, minder spiere in die kake as jy verstaan wat ek bedoel. 'n paar maande gelede koop hy vir hom 'n rooi sportkar. Lawaaierig, laag en gemaak vir draaie wat ons paie nie het nie. Frik was glo briesend. Ek het gehoor hy die kind amper uit die huis uit geskree. Toe later gekom neer en gesê, verkoop die kar en ek koop vir jou iets optentliks. Veilig, Duits, groot en stadig, daai soort motor. Die seun stem in. Hy het eintlik nie 'n bekleierige hart gehad nie. En toe, ironie of wraak van die heelal, is dit daai veilige kar waarin hy sterf. Enkel ongeluk, geen ander voertuig betrokke nie. Die wind, die pad, en dis al. Die dorp het dit vinnig geweet, maar Willie by die apteek was die eerste om daarvan te hoor. Die telefoon lui, hy antwoord, dat net een keer, sit neer en sê, Frik van Niekerk se seun, ongeluk, hy's weg. Dis hoe dit versprei het, nie met trane nie, met stilte. 2 dae later kry ek vir oom LD by die poskantoor. Hy staan nie in 'n ry nie. Hy kyk na die notabord. Daar die een waar mense hulle honde se foto's opsit of verlore sleutels soek. In sy hand is 'n opgevoude papier. Doopie, sê hy toe ek nader kom. Wat sê mens vir iemand wat jy haat as daai iemand se seun dood is? Ek het my kop geskud. Ek weet nie my oom. Hy het nie verder gepraat nie. Hy het net die papier oopgeslaan, dit vasgesteek met daai duimdrukspeld wat almal gebruik en weggestap. Toe hy uit die gebou is, het ek gaan lees. Daar staan, ek weet nie wat om te sê nie. Mag die Here jou troos. Niks meer nie, geen naam nie. Die meeste mense het daarin verbygestap sonder om dit te lees. Maar Frik van Niekerk het dit later daardie middag kom afhaal. Ek weet wat ek het hom gesien. Hy het dit gevou in sy baadjiesak gesit en geloop sonder om iets te sê. Hierdie keer het ons iets spesiaal vir julle. 'n tweeledige verhaal wat wys hoe oom LD Joubert en Frik van Niekerk mekaar beet gekry het. Nie net een keer nie, maar in 2 afsonderlike geleenthede. Die eerste verhaal draai om water, 'n titelakte en 'n hofuitspraak wat die dorp verander het. Die tweede wys wat gebeur as Frik probeer terugslaan en sy plan behoorlik skeefloop. Sit rustig terug, maak jouself gemaklik, want is 'n interessante een vanaand. Episode 5, die groot waterdebakel en die reverse Ralph skandaal. Deel 1, die groot waterdebakel. Die strookgrond het soos 'n groot koppige wenkbrauw net teenoor die dorp gelê. Reg teen die kerk se draad af. Daarop het oom LD se melkstal gestaan. Half toonbank, half toestel, die sinkdak, tik, tik in die herte. Koperpype en kleppe wat fluister.
soos gemeentelede oor 'n kwytpreek. Die melkstal was LD se dorpshuis, waar hy al sy eksperimente gedoen het. En soms oorgebly het as hy laat was en nie wou terugry plaas toe nie. Ou Dominee Visser het soggens daar verbygestap. Sy hoed skuins en kyk na die ander kant toe. Dis hoe vrede in die dorp gewoonlik heers. Daardie oggend het LD sy hande in 'n meelsak afgevee en 'n koperkraan fyn ingestel. Roomwit melk het skuimend in 'n emaljekoppie versamel. Agter hom 'n klein windwielietjie geklater en gedraai, wat krag gegee het aan 'n kaas-bottermenger wat hy self bedink het. Die handgeskilderde bord buite het gesê welgelegen melk. Om 9:00 presies op die kop het Frik van die kerk opgedaag, so netjies getooi soos sy snor, met 'n rooi munisipale leer teen die bors. Hy het nie gegroet nie. Jy oortree, sê Frik en tik teen die leer. Munisipale verordening 4.3. Geen melkstalle, geen masjinerie, geen industriële aktiwiteite binne 500 meter van die dorp se grense nie. Dis nie vee nie, sê LD, terwyl hy aan die bottel klop. Dis kultuur. Kultuur hoort in die kerksaal, antwoord Frik. Sy oë na die draad toe, asof dit met hom sou saamstem. Jy staak dit onmiddellik. Burgemeester Gerry de Wet het agter hom verskyn. Sy hoed senuagtig op sy bors gedraai. Ag LD, sê hy. Ons hou net bietjie dinge in orde. Die raad kry klagtes oor die geklater. LD kyk van die rooi leer na die kerk se draad en terug. Julle kry melk, sê hy kalm, en water. Moenie lap wees nie, snou Frik. Dis oor jou gebruik van die erf vir nie toelaatbare praktyke, nie oor water nie. Ja, sê LD, gebruik. Hy draai die kraan toe en hang die koppie op. Gee my tot maandag. Jy tot 5:00 vandag, glimlag Frik so dun soos 'n lem. Daardie middag het LD by die plaashuis die kamferkus van die kas afgetrek. Sy pa se papierkus. Op die kombuistafel het hy die toue losgemaak en dossiere uitgehaal. Belastingkwitansies, ou notas, potloodkaarte, met paadjies na spruite en skaapdippe en 'n koerant uitknipsel oor welgelegen sy eerste hidrokragopwekker. Jou onder het die titelakte van die melkstal gelê, toegevou in 'n akteomslag. Hy het dit versigtig oopgerol. Die papier was geel soos winterson. Die ink nog skerp. Die erfie teen die dorp se grens is in grade en minute afgemeet. In die kantlyn, in die ou landmeter se handskrif. Tesame met die uitsluitende reg tot die waters wat op eiendom ontstaan en alle aanwendings daarvan, het hy geskryf. 'n latere aantekening noem 'n pyp na die dorp, tydelik hangende servituutregistrasie. Daar het egter geen servituutnommer gevolg nie. LD het teruggesit en geluister na die stilte. Buite het die wind en die bloekoms verbygegaan en elders sy sake gaan doen. In 'n verslete grootboek het hy die inskrywing gekry wat hy gesoek het. Die datum 1936. Pyp na dorp, tydelik. Geen titel toegestaan. LD se pa het tydelik 2 keer onderskryf. Die pen het hard gedruk. So, die dorp het al 'n leeftyd lank van welgelege melkstal se water gedrink. Het 'n tydelike reëling wat nooit tot by die aktekantoor gekom het nie. LD het die akte teruggevou in die akteomslag. Hy het nie so oorwinnaar gevoel nie. Hy het gevoel soos sy pa sou sê, netjies tevrede. Die Oudefontein stadsaal
het na vloerpolle toe in vochtige meelpapier geryk. Frik het agter die sprekerspodium gestaan, soos 'n oorige hoenderhaan wat te vroeg wou kraai. En derhalwe het hy geëindig. Versoek ons 'n handhawingsbevel teen die sogenaamde melkstandel en enige meganiese toerigting verbonde aan magtelike eksperimente. Bedags ook het 'n ouer raadslid bygevoeg. Die burgemeester het sy keel skoongemaak. Oom Eldi, wil jy iets sê voor die stemming? Eldi het vorentoe gestap en die akteomslag voor hom op die tafel neergesit. Voor julle oor my gebruik stem, moet julle oor julle watergebruik besin. Frik het gesnork. Ons is nie hier oor water nie, maar die water is hier oor julle, sê Eldi, en skuif die akte uit op die gepoetste hout. Insluitende reg op titel. Geen servituut vir die munisipaliteit geregistreer nie. Julle pyp is nou oor my grens, daar by die boorgat, vir baie jare. Julle het al jare lank 'n windskoop. Julle kom nou van my stal. Julle sal weggaan met droë kele. Die raadsaal het stil geraak. Die burgemeester het sy voorkop afgevee. Iewers in sy kop het herinnering aan 'n ou saak opgekom. 'n Party wat op die reg aanspraak maak, oor dit kan bewys. Hy het sy oë geknip. Dis daardie soort werk. Goed, sê hy uiteindelik. As dit dan die reg moet wees, dan sal dit die reg wees. Ons sien mekaar in die hof, LD. Bring Frik se rooi leier, sê LD. Ek bring hier die papier. Die hofsaal in Oudtshoorn was tabakkleurig en amper kerklik. Die munisipaliteit se advokaat het leiers uitgepak. Dikwels 'n teken van min reg en baie hoop. Frik het agter in die banke gesit, met 'n gesig wat van sekerheid geglinster het. Die burgemeester het gelyk soos iemand wat swak geslaap het. Eldi het alleen ingekom met 'n swart onderbaadjie. Hy het die akteomslag op die tafel neergesit en gewag. Advokaat vir die munisipaliteit, sê die regter. 'n Man met 'n noukeurige stem. Die eerlik, begin die advokaat. Die dispuut het ontstaan as gevolge van die dorp se munisipale verordeninge. Die respondent bedryf 'n industriële melkstal binne die grense, verbode kragtens die regsraamwerk. Ons soek 'n interdik. Die regter het my LD geknik. Die eerlik, sê LD. Die dorp wil my gebruik van my eie eiendom met 'n munisipale verordening snoer. Maar dieselfde dorp drink my al vir jare lank uit my grond met 'n pyp en neem water sonder servituut of ooreenkoms. My akte dra die uitsluitende reg op die water. Geen servituut bestaan nie. LD het die akte vir die hofordonnans gegee, wat dit na die regsbank geneem het. Die papier het skielik klein gelyk in die groot hofsaal. Die regter het lank gelees. Toe hy opkyk, het sy stem nie meer versigtig geklink nie. Dit was presies nou. Advokaat, u hou vol, die water is 'n poging tot afleiding, maar u kliënt se pyp kruis privaat grond, sonder servituut in put uit 'n bron waartoe die eienaar op titel uitsluitlike reg het. 'n Munisipale verordening verleen nie regte wat nie reeds bestaan nie. Dit kan nie privaat reg oorskry nie. U edele, begin die advokaat. Watter president bestaan daarvoor? Daar is inderdaad 'n president, sê die regter. Sien Graaf Reinet Municipality versus Van Rynveld Pass Irrigation Board 1950. Regte berus op titel, nie op aannames nie. Jurisdiksie volg die dispuut, nie gerief nie. Fluisteringe het deur die galery gegaan. Frik se gesig het kalkwit geword. Dus beveel ek die kliënt so, gaan die regter voort. Die aansoek om 'n interdik teen die respondent se melkstal word van die hand gewys as nie geldend.
Die munisipaliteit word verbied om water van 'n respondent se eiendom te neem sonder 'n geldig geregistreerde servituut of ooreenkoms. Die partye moet binne 30 dae terme onderhandel en slegs terugkom indien hulle nie kan ooreenkom nie. Koste volg die uitslag. Die hamer het geval soos 'n geweerskoot in die saal. Later, in die munisipale raadsaal, het die lig dunner gevoel. En die burgemeester het 'n regsnotaboek voor hom gehad, in plaas van 'n glimlag. Kom ons wees verstandig, LD, sê hy. Ons het water nodig, jy het rus nodig. Ek het erkenning nodig, sê LD. En nog 3 dinge. Noem hulle. 1. 'n formele servituut, jaarlikse vergoeding vir die gebruik van my water, gekoppel aan julle grootmaattarief en jaarliks hersien. 2. Infrastruktuur. Die dorp neem volle onderhoud van pype, kleppe en meters oor, op julle eie onkoste. Die burgemeester het geknik. 3. Het hy gevra. LD het na die rooi leer op die sytafel gekyk. Julle het gekom vir my vrug gebruik, nou gaan julle dit onderhou en bedien. Vrug het geskuif. Wat bedoel jy? Die melkstal, sê LD. Julle moet plaveisel aanbring op die sypaadjie voor, die oprit skoon en oophou, 'n munisipale kraan aansluiting met sluitbare meganismes installeer en onderhou. En dan wil ek ook 'n ordentlike drein hê vir die melkreste. En die grasrand moet weekliks gesny word en gevee word. Alles op die munisipaliteit se koste. As julle van die reg wil praat, begin ons daar. Dis belaglik, sê Frik. Die raad kan nie. Die burgemeester lig sy hand. En die 4de, vra hy saag. LD se oë het Frik nie verlaat nie. Personeelskuiwe, sê hy. Die burgemeester vou sy hande, aangeteken. 'n week later is die ooreenkoms onderteken. 6 bladsye en 'n sketskaart. Die pyplyn aangedui met 'n dun blou streep. Voor die melkstal, 'n klein blokkie met die woorde munisipale diensgebied. Die vergoedingsklausule het van 'n jaarlikse betaling gepraat. Die onderhoudsklausule van standaarde en die melkstalklausule van plaveisel, toegang, krane, 'n drein en skoonvee. Die slotklausule het blootgemaak 'n herverdeling van dorpsfiskaal verantwoordelikhede. In die dae wat gevolg het, Frik van die kerk 'n kort briefie van die burgemeester ontvang. Dankie vir u diens, portefeulje beëindig. Die nuus het vinniger versprei as kinderstories op 'n kerkbazaar. Het jy gehoor? Vrou Smulders van die Jonkofie Juffrou Roda. Die raad betaal nou vir oom LD sy hele melkstal opset en water van nou af. En Frik, vra sy. Uit, sê Smulders. Daai dorpsfiskaal se tas is gepak. Daardie middag het 'n munisipale span by die strook langs die kerk opgedaag, met 'n span werkers en pallette vol plaveistene. LD het hulle gewys waar die drein sy val moet lê. Die voorman, 'n man wat nooit baie van Frik gehou het nie, het die vlakke stadig en reg gemeet. Teen sononder het die vooraansig vierkantig en netjies gelê. Die sypaadjie skoon, die kraanaansluiting styf, agter 'n klein skarneerdeurtjie met die dorp se wapentjie daarop. LD het die nuwe kraan oopgedraai vir die toets van druk. Dit het glad en vol gekom. Die soort druk wat jy kry as pype reg gelê het en opgepas word. Hy het 'n koppie water volgetap en dit eers na die kerk se draad toegehou. En toe na die raadsaal af. Amper soos 'n heildong. Vir die reg, sê hy sag. En vir die orde. Daardie aand op die stoep
met die vallei koel en die bloekom stil, het hy die ooreenkoms weer op die lamplig gelees. Die syfers was nie groot genoeg om 'n man verwaand te maak nie, maar groot genoeg om erkend te maak. Wat begin het met 'n kleinlike munisipale verordening en 'n rooi leer, het geëindig met titel, geld in die bank, 'n geplaveide vooraansig en 'n munisipale werker wat maandag beleefd kom klop. Frik het een keer verbygery, te vinnig vir waardigheid, die knoop van sy das skeef. Eldie het nie gewaai nie, daar was geen haat oor nie. Hy het die akte nou gekopieer en behoorlik geëndosseer, terug in die akte omslag gelê. Teen sonsopkoms het hy die nuwe bordjie onder die ou een vasgeskroef. Netjies geverf, munisipale diensgebied, kragtensbevel. Nie om te spog nie, net om mense te help lees. Later, toe Dominee Visser verbyloop, het hy weer na die ander kant toe gekyk. Die keer egter het sy mondhoek 'n fraksie opgelig in 'n glimlag. En van toe af het oom Eldie weer in die slaap geraak, met die slaap van 'n man wie sy hefboom nog altyd rekeningkunde was. 'n pyp, 'n titelakte, 'n munisipale verordening wat nou in albei rigtings sny. Die dorp kon weer drink, sy melkstal het steeds gestaan, die orde is herstel en Frik is gekalibreer. So eindig die eerste deel van ons storie. Maar natuurlik kon Frik dit nie net daar laat nie. Wat nou in deel 2 volg, is Frik se pogings toe hy probeer terugslaan en hoe dit vir hom nog erger uitgedaai het. Deel 2. Die Reverse Ralph skandaal. Na die hofuitspraak van die groot waterdebakel het Frik van die kerk se dae as dorpsfiskaal vinnig tot 'n einde gekom. Die burgemeester wat altyd vrede bo oorlog gekies het vir Frik 'n nuwe rol gegee, voorsitter van die dorpsveiligheidskomitee. Dit was 'n portefeulje wat al jare lank leeg gestaan het, want niemand het ooit belang gestel nie. Die komitee praat gewoonlik oor verlore hoenders, gesteelde lampe en verdwaalde honde. Maar vir Frik was dit egter 'n kans om weer belangrik te lyk. Die dorp het Frik geken. Hy kan nie sy neus uit ander mense sake hou nie. Dis toe dat die plaveier voorman, dieselfde een wat in die groot waterdebakel die vlakke vir die plavei werk, voor die melkstal gemeet het, en glad nie van Frik hou nie, sorg dat 'n klein vonkie val. Hy het net hard genoeg gepraat, dat Tamietjie en Takatrinkie dit hoor. Eldie het glo 'n reverse valve hoog teen die noordelike helling van die reservoir ingesit. Juis omdat dit so moeilik is om daar te kom. En dan loop die dorp se water sommer van self terug na die melkstal. En verkoop hy dit weer aan die dorp. Die twee tannies het nie gehuiwer nie. Die storie het vinniger geloop as die wind oor die reservoir koppie. Frik het sy ore gespits. Na die hofsuitspraak oor die waterdebakel was sy naam niks werd nie. Nou kon hy dalk sy eer terugwen. Hy het 'n naginspeksie gereël. Die burgemeester, Sergeant Doopie en 'n paar ander raadslede moes saam. As daar 'n reverse valve is, het hy gesê, gaan ons dit vanaand sien. Die dorpse mense het nuuskierig saamgestap, lanterns hoog. Maar Koos Kappie het daardie middag alreeds by die melkstal opgedaag. Sy hoed skief en 'n gesig vol nuus. Het jy gehoor, Eldie? Hulle sê jy het 'n reverse valve hoog teen die noordelike helling van die reservoir ingesit. Juis omdat dit so moeilik is om daar uit te kom. Die water loop glo sommer self terug daar na jou melkstal toe. En jy verkoop dit weer in die dorp. Eldie het net gelag. Hy het 'n mengsel van laventelolie,
en 'n bietjie fosfor poeier saamgeflans en sy bokke daarmee ingesmeer. Nie heeltemal nie, net hier en daar 'n streep oor 'n flank, 'n kolletjie op 'n ander. En toe het hy 'n bietjie sout en gebreekte mieliepitte daarbo teen die noordelike rand gaan uitgooi. Nie alles nie, net genoeg, sodat dit lyk asof die lig kom en gaan as die bokke wy, soos 'n werker wat beweeg sy lamp. So het die bokke vroeg aand op die rotshelling gaan wy, gemaklik tussen die doringbome en losklippe. Die party klim teen die noordelike helling. Rowwe grond. Doringtakke wat jou bene krap. Bossies wat jou in die gesig vee. Die bokke wy rustig, maar die mense vlug en stoei. Skielik flits 'n ligkol oor 'n bok se sy. Dan verdwyn dit. Kom weer terug. Daar is dit, skryf Frik. Sy reverse valve draai aan water terug. Hulle storm op. Struikel oor die klippe. Doopie verloor sy hoed. 'n Raadslid skeer sy broek. En toe die wind opsteek, jaag dit die bokke uitmekaar. Die ligkolle spring se spookligte oor die koppie. En toe die lanterns weer regop staan, niks. Net bokke wat aan dorings kou. Later, in die saal protesteer Frik nog. Maar ek het dit gesien. Ek het daai reverse valve gesien. Die burgemeester skud sy kop. Nee, Frik. Jy het net bokke gesien. Bokke en lig wat speel. Geen klep, geen pyp, geen pomp nie. Net 'n spookdag wat jy self begin. Die gehoor was uit van die lag. Tamiki en Takatrinkie sê sommer hardop. Frik het ons almal vir die gek gehou. Dit was net LD se bokke. Net daar word Frik uitgestem uit die portefeulje, voorsitter van die dorpsveiligheidskomitee. By die melkstal sit LD rustig met 'n beker water. Soos ek dit verstaan, sê hy droogweg, is 'n reverse valve net 'n gewone klep wat jy aan die stert weet het. Koeskappie skud net sy kop en lag. Frik het huis toe gestap, geskraap, geskeur en nog altyd sonder gesag. En so eindig die twee verhale. Die een met 'n hofuitspraak, die ander met bokke wat in die donker blink. Frik het 2 keer probeer. 2 keer verloor. En om LD, hy het net aangegaan soos altyd. Vandag se episode is anders. Stiller, dieper. Dis nie oor chaos of uitsvindsels nie. Dis oor 2 mans, 'n kudu in die berge. En 'n storie wat al meer as 100 jaar oud is. Episode 7. Gevang. Soos vertel deur Koeskappie. Ek het hom donderdag gebel. Geen lang stories nie, net LD, Saterdag vroeg, kudu, jy en ek, bring jou geweer. Hy het 'n oomblik stil gebly. Toe. Goed. Dis al. Saterdag 4:00 die oggend staan hy by my hek. Hy het 'n ou 303 oor sy skouer gehad en niks anders nie. Klaar? Vra ek. Klaar, sê hy. Ons ry uit. Die dorp is nog stil. Net ons koplamp lig op die grondpad. Ons draai suid. Verby Stilbaai se afdraai. Die see nog in die donker. Jy ken mos die geskiedenis hier, vra ek. LD staar in die venster uit. Van die geveg? Ja, die suidelikste geveg van die Boereoorlog. Hy het niks stadig.
My oupa se pa was hier, Josias Johannes Joubert. Hy het met Jan Smuts as 'n kommando van die Transvaal afgekom, deur die lange berge, op pad na die Kaapse rebelle toe. Hulle wou die suide wakker maak. En, vra ek, dit het misluk. Hulle het tot hier geveg, en hy is gevang naby Albertinia, in Februarie 1901. Hulle het hom Indië toe gevat, na die Bellery krygsgevangenekamp. Sy stem is stil. Hy het teruggekom, maar hy was nie meer dieselfde nie. Oupa Lou het altyd gesê sy pa was te stil, asof iets binne in hom gebreek het. Ons ry 'n rukkie sonder om te praat. Die pad draai weg van die see af, op in die berge in. Hy het probeer wegkom, sê LD uiteindelik. Maar die berg het hom gevang. Ek sê niks, ek ry net verder. Teen die tyd waar die son opkom, is ons al diep in die berge. Ek parkeer waar die pad eindig. Van hier af loop ons. LD klim uit, stil, en kyk op na die kranse bo ons. Hoe ver, vra hy? 'n uur, dalk meer? Hang af van die spoor. Hy knik, en ons begin loop. Die eerste halfuur is stil. Net ons voete op die klipgruis. Die wind wat begin waai, en die roep van 'n arend ergens daarbo. LD loop goed, hy ken die veld. Hy sien waar om te trap en waar om dit te vermy. Ons praat nie, dis nie nodig nie. Teen die tyd waar die son warm word, is ons al diep in. Kranse staan hoog aan weerskante, en die vallei onder ons lê stil en groen van die laaste reën. Ek stop, wys na die grond. Kyk, LD kom nader. Daar, in die sagte sand by 'n bossie, is die spoor. Groot, vars en diep gedruk. 'n kudu, sê ek. 'n bul. Hy het hier verbygeloop vannag. Oom LD hurk neer, raak aan die spoor met sy vinger. Hoe groot? Groot genoeg, 2,5 draaie, dalk 3. Hy kyk op. En nou? Nou volg ons hom. Stadig, hy's naby. Ons loop vir 'n uur, dalk meer. Die spoor bly vars, maar die bul bly voor. Hy weet ons is hier. En toe skielik verander die spoor. Die tree word korter, onregelmatig, asof hy mank loop. Hy is beseer, fluister ek. LD kyk na die spoor. Hy frons. Hoe? Ek weet nie, maar hy sukkel. Ons volg stadiger nou. Meer versigtig. Die wind draai. Ons is benede wind. Goed. Toe sien ek hom. Daar in die oop stuk tussen die bossies staan die bul. Sy kop hoog, sy horings swaar en breed, pragtig. Maar hy beweeg nie. Ek wys vir LD. Hy sien hom en lig sy geweer stadig. Die bul draai sy kop effens. Hy weet ons is hier, maar hy hardloop nie. LD vat sy tyd. Asem in, asem uit. Die skoot bars oor die vallei. Die bul sak. Skoon. Een skoot. Ons staan 'n oomblik stil, toe begin ons loop. Toe ons nader kom, sien ek dit. Die bul se agterbeen. Ou draad, roestig, dik en diep in die vleis ingetrek. Die been is geswel,
Die vel rou en bloedig. Daardie hurk neer, en raak die draad aan. Hoe lank? Vra hy. Daar, sê ek, dalk 'n week. Hy het probeer wegkom, maar die draad het net dieper getrek. Eldie sit stil. Sy hand op die bul se skouers. Hy het probeer ontsnap, sê hy sag. Maar die berg het hom gevang. Hy kyk op na my, net soos my oupa se pa. Ons sit 'n lang ruk daar, die wind waai, die son trek oor ons. Oupa Lou het vir my 'n brief gelos, sê Eldie uiteindelik. Voor sy dood. Hy het geskryf, leer om stil te wees. Die belangrikste dinge hoor jy nie, as jy te besig is nie. Hy glimlag. Effens bitter. Ek het dit nooit verstaan nie, maar ek dink hy het geweet. Party dinge kan jy nie ontsnap nie. Jy moet net daar wees, en dis genoeg. Ons bly sit. Tot die son begin draai. Toe staan ons op, begin werk. Die bul is swaar, ons vat ons tyd. Teen laatmiddag is ons terug by die bakkie. Die vleis in die koelbak, die geweer is skoon. Toe ons by Ouderfontein aankom, stop ek voor Eldie se melkstal. Hy klim uit, sy geweer oor sy skouer. Hy draai om. Dankie, Koos. Waarvoor? Dat jy my hier gebring het. Ek knik. Hy draai om en stap die pad op, sy rug reguit, sy voete stadig. En ek sit daar en kyk hom agterna. En bo, 'n eensame voël wat wiel draai in die lug. Dis al. Welkom terug by Oom Eldie se wêreld. Vandag breek ons bietjie met die dieper verhaalstyl. Ietsie lig. Episode 8, Queenie se ambisie. Dis 'n storie oor 'n vet wit ouetjie met 'n swakte vir lucerne snoepies en 'n jong man met dreadlocks genaamd Boeta. En Oom Eldie se hoed, wat blykbaar meer gesag het as enige mens op Welgelege. Episode 8, Queenie se ambisie. Soos vertel deur Ramapoy, Oom Eldie se voorman. Dis vroeg in Desember maand. Dis daai tyd, warm en droog. En alles wat in is wil uit, en alles wat uit is wil in. Die ou kerel vra vir Boeta om te kom help met die skape terwyl ek die heininge regmaak. Boeta is 'n jong man van Ouderfontein af. Lekker rats en maar. Met dreadlocks tot op sy skouers. Sy familie was goed met skape. En Eldie dink toe, wat kan verkeerd gaan? En inderdaad werk Boeta toe heel goed uit. Maar die skape dink by so. Die derde dag. Ek en Eldie loop die oostelike heining om 'n nuwe jakkalsdraad te span. En sien vir Queenie, haar vet wit ouetjie, aan die verkeerde kant van die draad. Sy staan daar in kou, volkome onbesorgd. Queenie, die een wat Eldie gehelp het, toe haar ma haar geskop het en haar been gebreek het. Hy het haar self gesalf, haar naam gegee en haar groot gemaak. Elke aand 5 uur kry sy haar lucerne snoepie, en sy weet dit.
Sy is nou bewys dat LD se lapento sal werk. En hoe het jy hierdeur gekom? Vra LD vir Queenie. Ek wys hom na 'n gat onder die draad. Daar. Loop roep vir Boeta, sê LD. Laat hy oor die draad klim en haar terugdruk van daardie kant af. Boeta kom aan, buig af en probeer Queenie liggies terug na die gat toe stoot. Sy draai haar kop, sien die dreadlocks en stampel, kop teen kop, hard. Boeta val agteroor. Hierdie skaap is net so mal soos hy 'n lang tepelmaag van haar. LD lag. Probeer weer. Boeta probeer weer. Queenie stamp hom weer. Hierdie keer eet sy bors. Sy gaan met die lang leer dat kling hemel toe! Skree Boeta, terwyl hy agteruit struikel. Ek probeer om nie te lag nie, maar ek kan nie help nie. LD staan terug, arms gevou, en bestudeer Queenie. Is nie jou hare nie, sê hy uiteindelik. Wat dan? Vra Boeta, terwyl hy nog sy bors vry. Sy vat nie orders van enigiemand nie, net van my. Boeta kyk hom aan, ongelowig. Hy kyk na my. Ish, sê ek. Oom, sê Boeta, dit help my nie. LD trek sy hoed aan. Sit dit oor Boeta se kop. Probeer nou. Boeta stoot weer, versigtig. Queenie kyk, sien die hoed en loop kalm deur die gat terug. Sy draai om, kyk nog een keer terug na die gat, lank, met erkenning, en loop weg met haar kop omhoog. Boeta trek die hoed af. Hy kyk na oom LD en sê ongelowig. Dilani sê die skaap luister vir sy hoed. LD knik ernstig. Sy ken wat belangrik is. Party skape staan net in vrede. Queenie, sy weet waar sy hoor. En sy weet ook, 5 uur is Lucerne snoepie tyd. Boeta gee die hoed terug vir LD en loop na die sinkskuur toe. Sy kop alskuddende. Ek kyk vir LD. Obi, glo jy regtig sy luister net vir jou? Natuurlik, sê LD. Ek het haar groot gemaak. Sy is nie sommer enige skaap. Maar sy is ook nie dom nie. Sy sal terug huis toe kom. Oor 5 uur. Hy draai om en stap weg. Hoed stewig op sy kop. Ek bly daar staan en maak die gat in die draad reg. Ek dink aan Queenie. En ek dink aan Boeta. En ek wonder of die ou kerel nie dalk van daai nuwe skaapmedisyne ingekry het. En daar het julle dit. Queenie se ambisie, Boeta se gekneusde trots en oom LD se onwrikbare oortuiging dat sy hoed die werklike baas is. In die volgende episode vertel Madeleine vir ons 'n Kersliedstorie wat deur oom LD geskryf is, maar deur die oude Fontein se kinders geperfekteer is. Nou maar toe, tot dan. Hallo luisteraars, welkom by oom LD se wêreld. Vandag vertel ons die storie wat begin het as die grootste Kersflop wat die Klein Karoo nog ooit gesien het en wat nou, meer as 60 jaar later, nog elke Desember deur kaalvoetkinders gesing word. Dis die storie van oom LD Joubert, vir homself die Oerekonde
en vir ons almal net oom Eldie. Vroegoggend, nog voordat die son die vensters begin bak het, stap 'n stem wat eens op 'n tyd Springbok Radio se weerberig laat klink het soos 'n liefdesbrief by die ou Oudefontein biblioteek in. Sy soek 'n egte Karoo Kersverhaal. Nie sneeu en rendiere nie. Iets wat ruik na Karoo bossies, lavendel en stony gingerbeer. Juffrou Ruda de Wet, die bibliotekaresse, lag hardop. Oom Eldie Joubert, ja, vir homself is hy die Orokonde, hy wat alles weet. Vir ons ander is hy maar net oom Eldie, die laventeloom met die persbandyna en die mond vol antwoorde. Sy weet waarom om te kry. Oudtshoorn se landbouskou, tussen die lucernbale en sy angora konyne agter sy lavendelstalletjie. Hy staan daar in 'n swart hemp, laventelbandana om sy kop en preek vir elke verbyganger. 3 druppels agter die ore en jy slaap soos 'n dooie. 2 in die bad en jou vrou vergewe jou alles. 1 op die tong en jy praat net die waarheid. Maar moenie dit probeer nie, jy gaan in die moeilikheid kom. Gaan vra hom, sê juffrou Ruda. Maar vat 'n botteltjie olie saam. Dis die enigste fooi wat oom Eldie aanvaar. Al noem hy homself die Orokonde. 'n week later kom die boodskap terug. Hy het ja gesê, maar hy sê ek moet dit vertel, want oom Eldie praat te stadig vir radio en die Orokonde wil nie hê mense moet sy stem herken nie. Dan kom vra almal weer raad oor siekbokke. Donderdagmiddag kom die koevert. Dit ruik sterk na lavendel. Met 'n waarskuwing. Geen wysigings nie. As 1 komma skuif, kom die Orokonde persoonlik die mikrofoon met laventelolie salf. En hier is dit. Presies soos oom Eldie dit geskryf het. Of soos die Orokonde dit wou hê. Soos deur oom Eldie geskryf. Desember 1963. Dominee Visser vang my by die koöperasie vas. Oom Eldie, skryf vir ons 'n nuwe Kerslied. Iets wat by die Karoo pas. Ek, die Orokonde, sê natuurlik ja. Ek sit 'n hele week onder die willevy en krap. Ek wil 'n lied hê wat klink soos Kersfees hier. 42 grade, die son bak, die windpomp kreun, die honde blaf, en die ooms wag al van 11 uur af vir die 12 uur se klipdrift. Vrydag dink ek's klaar. Ek sing dit vir Ramapoy. Hy sê, dit klink of die trekklavier in 'n doringbos geval het. Ek vat dit as hoë lof, veral van hom af. Saterdag gee ek dit vir die dominee. Hy lees. Sy gesig trek op 'n knop. Oom Eldie, is jy seker? Dominee, die Orokonde maak nie foute nie, hy maak nuwe tradisies. Saterdag aand, kerk stampvol, warm. Mense waai hulle koel met die gemeente se aankondigingspamflette. Dominee kondig aan. 'n Splinternuwe Kerslied, geskryf deur oom Eldie Joubert, of soos hy homself noem, die Orokonde. Die kinders begin sing. Kersfees in die Karoo is warm en stowwerig. Die son bak ons almal rooi. Ons sit op die stoep met 'n stounie en suig toffies tot ons tande seer is. Oei. Kersvader ry op 'n donkie deur die nag. Sy baard vol stof, sy sak vol koeldrank. Hy roep by elke plaas so hard. Hier kom die Karoo Kersparty. Oei. Die gemeente sit soos klippe. Ek staan daarvoor, glimlag nog, en wag vir die applous, wat nooit kom nie. Dit voel of die son self my kom uitlag het. Klein Koos Kappie steek sy hand op. Oom Eldie, hoekom ry Kersvader op 'n donkie? Ek staan trots op. Omdat die Orokonde weet 'n rendier hou nie langer as 10 minute in hierdie hitte nie, my kind. Dominee se bril gly van sy neus af. Na die diens loop almal verby my, sonder oogkontak. Ek ry huis toe.
bære die trekklavier in die skuur en beloof myself, nooit weer nie. Adeline vertel verder. Skaars 'n jaar later, oom Eldie ry een oggend koöperasie toe en by die swemkei langs die rivierbank staan 'n klomp kaalvoetkinders in 'n kring. Hulle sing sy lied. Want in die Karoo smelt alles anyway. Yes! Maar met nuwe verse. Een hardloop na die bakkie. Oom Eldie, kom sing saam. Hulle begin van voor af. Kersfees in die Karoo is warm en stouwerig. Die son bak ons almal rooi. Ons sit op die stoep met 'n stonie en suig toffies tot ons tande seer is oei. Kersvader ry op 'n donkie deur die nag. Sy baard vol stof, sy sak vol koeldrank. Hy roep by elke plaas so hard. Hier kom die Karoo Kersparty oei. Oom Eldie staan daar yskoue stounie in die hand en glimlag vir die eerste keer in 'n jaar breed. Daai selfde aand is daar weer Kersdiens. Dominee Visser kom na hom toe. Oom Eldie, die kinders wil jou lied sing, al 21 verse. Hulle klim op die verhoog en sing tot die dak bewe. Die laaste vers wat almal saam brul. Die Orikonde het die lied gemaak met sy kop. Ons het dit reggemaak met ons hart se klop. Want Kersfees is nie perfek nie. Dis net ons sin. En dis hoekom ons lag tot die son weer opkom. En van daai aand af word dit jaarliks gesing. Elke Kersfees tot vandag toe. Oom Eldie het gedink hy's die Orikonde wat alles weet. Hy het 'n flop geskryf. Maar die kinders het dit gevat en gesê, dankie, oom Eldie. Hy is albei, ja. En dis die voorspoedige fout, iets wat sleg begin het, en toe vat die kinders dit en maak het hulle eie. En elke Desember hoor jy dit nog. Kaalvoetkinders wat sing oor stounie, donkies, kameeldoringbome met katoensneeu. En 'n ou man wat vir homself die Orikonde is, maar vir ons net oom Eldie bly. Want in die Karoo maak dit nie saak wat jy jouself noem nie. Dit maak saak wat die kinders van jou maak. Dis al vir vandag, luisteraars. Dankie dat julle saam met ons in oom Eldie se wêreld gekuier het. As jy hierdie Kersfees kinders hoor sing oor Kersvader op 'n donkie, dan weet jy, die Orikonde was weer reg. Per ongeluk, maar reg. Tot volgende keer. Geseënde Kersfees. Goeienaand luisteraars. Dankie dat u ingeskakel is by Radio Karoo. Dis weer storietyd. En vanaand vertel oom Eldie weer een van sy stories in Oom Eldie se wêreld. Waar die windpompe nooit slaap nie en die nagte lank is. So skink 'n ietsie of vat 'n slukkie koffie en luister na nog 'n episode van Oom Eldie se wêreld. Maar eers 'n boodskap van ons borg vir vanaand se storie. Oom Willie se apteek, Kerkstraat 14, Oudefontein. Vir voorskrifte, medisyne en raad wat jy kan vertrou. Ons ken jou, ons help jou. Maandag tot Saterdag 8 tot 5. Foon nommer 538, Oudefontein. Episode 10 van Oom Eldie se wêreld.
Die son sak oor Rietfontein. Oom Lou sit op die stoep. Sy pyp in die hand. Die rook kring stadig op in die stilte. LD, 10, dalk 11 jaar oud, sit langsom op die trappie. Sy voete rooi van Rietfontein se trotse rooi grond. Oupa, vra LD. Hoekom het oupa se pa nooit oor die oorlog gepraat nie? Oom Lou trek aan sy pyp. Lang stilte. Net die wind in die bloekoms. Toe sê hy het een keer, net een keer. En hy het nie gepraat van skote of veldslagte nie. Hy het gepraat van Turksvye. LD frons. Turksvye? Oom Lou knik. My pa se jongste broer Daniel was 'n penkop, LD. Weet jy wat dit is? LD skud sy kop. Dis wat die naam was vir seuns soos hy, 14, 15 jaar oud. Maar klein gebou. Te jonk om amptelik te veg, maar oud genoeg om te weet wat aangaan. In die dag het hulle gelyk soos kinders, maar in die nag het boodskappe gedra, perde versorg, koels getel. En as dit nodig was, soos daardie dag, dan hulle vermom as kinders, sodat die Engelse nie kon sien wat werklik aangaan nie. Hy trek weer aan sy pyp. Die rook hang. Dit was 'n gevaarlike speletjie. Want as die Engelse uitgevind het, jy is ouer as wat jy lyk, dan was jy nie meer 'n kind nie. Dan was jy 'n spioen. LD se oë word groot. Oom Lou glimlag flou en gaan voort. My pa het dit vir my vertel, van sy broer Daniel. Hulle was saam in die kommando, en Daniel het een aand die storie vertel. Ek weet nie of dit presies so gebeur het nie. Daniel was klein, en dinge raak groter in die geheue. Maar my pa het geglo dit was waar. En of dit nou presies so was of nie, die waarheid bly staan. Die vroue het geveg. En soms het hulle met Turksvye geveg. Die kommando het ammunisie nodig gehad, dringend. Maar hulle kon dit nie self dra nie. Dit was te swaar, te sigbaar. Die Engelse het elke pad en elke spoor dopgehou. Die vroue het besluit, hulle gaan dit doen. Hulle het 'n wa gevat en 'n valse bodem daarin gemaak. Netjies, sterk en onsigbaar as jy nie weet waar om te soek nie. Ammunisie, gewere, droë kos, alles is ingepak. En toe laai hulle die wa vol Turksvye, dik, swaar, die perfekte dekmantel. Maar hulle het geweet, 'n wa met net vroue op lyk verdag. Toe sê hulle vir Daniel, jy is klein genoeg, jy gaan saam, jy is nou 'n kind. Hy wou nie, maar hy het gegaan. Hulle het gery, ure lank. My pa het gesê, hy moes die hele pad onthou. Lyk jonger, praat minder, lyk bang. Hy het sy seenspet laag oor sy kop getrek, sy skouers opgetrek.
Een van die tannies het vir hom 'n ou kombers gegee om oor sy skouers te gooi. En maak asof hy koud is, asof hy siek is, en bolangs teen die sitplek gelê. Maar hy het presies geweet wat onder hom lê. En hy het geweet dat as hulle gevang word, gaan hy nie as kind behandel word nie. Hy het gesê hy kon die gewig onder hom voel. Swaar, gelaai, gevaarlik. En toe skielik, daar voor hulle 'n blokkade. Perde, rooi baadjies, wit helms en gewere. My pa het vertel, Daniel se hart het so hard geklop. Hy was seker hulle kon dit hoor. What's in the wagon? Een van die tannies, kalm, asof sy net oor die weer praat, sê, vir kettle, kos vir ons beeste. Die offisier kyk en frons. Open it. Hulle maak die wa oop. Niks. Net die turksvye. Dik, groen en oninteressant. Hy trek sy bajonet. Of dalk was dit net 'n swaard. My pa was nie seker nie. En steek dit 'n paar keer diep in die vrag. My pa het gesê, Daniel kon hoor hoe dit die turksvye skeur. Sy asem het vlak geword. As daai ding te diep gaan, as dit die valse bodem tref, maar niks, net die sig van turksvye wat oopskeur. Die offisier trek die bajonet uit, kyk weer na die tannies. You say for cattle? Een van die tannies knik. Ja. Yes. Cattle. But, sy wys na haar mond. Ook, eat, good? Sy neem 'n turksvy wat hy raak gesteek het. Skil dit stadig, versigtig. Sy gee dit vir hom terug. Hy proe. Sy oë word groot. This is good. Sy glimlag en wys na die wa. Kyk, ons het baie. Die soldate kom nader. Hulle vat, helms vol, sakke vol. Hulle lag, hulle eet, terwyl hulle laai. Daniel het gesit en gekyk, en hy het geweet. Die fyn haartjies is nou al oral in hulle klere en hulle toerusting. Hulle gaan later eers besef, hulle is 'n poetsgebak. Die wa ry toe maar aan. Die tannies praat nie. My pa het gesê, Daniel het hom vertel dat hy eers 4 myl later weer kon asemhaal. Toe sê iemand, daai tommies gaan maar jeukerig wees. 'n ander een het gelag. Nie hard nie. Net so sag, soos iemand wat weet. Die ammunisie is afgelewer. Die kommando het geveg. En Daniel het nooit geweet of daardie koels iemand gedood het nie. Hy het net geweet, hy het geëet van die wa wat het gedra het. Oom Lou trek aan sy pyp. Kyk na die son wat sak. Die hemel brand oranje en pers. Die eerste vuurvliegies begin dans tussen die riete by die fontein. Hy was rukkie stil. En toe sê hy,
My pa het net een keer oor daardie storie gepraat. Net daardie een aand. Toe het hy gesê, Lou, oorlog is nie net gewere en dinamiet nie. Dit vat ook kopwerk. En soms is die slimste ding om iemand iets te gee, wat hulle wil hê, terwyl jy dra wat hulle vrees. Eldie is dit stil. Hy sien die vuurvliegers dans in die riete. Toe vra hy, was hulle ooit weer gestop, oupa? Oom Lou knik, ja, maar daarna het die Engelse nie meer tuksvye gevat nie. Hulle het geleer. En die tannies? Die tannies moes maar net slimmer word. Die vuurvliegers dans stiller nou. Oom Lou staan op. Klop sy pyp teen die pilaar uit. Was daar nou ooit weer 'n penkop, oupa? Oom Lou knik stadig. Nog 2 keer. Toe was hy te groot. Toe moes hy ophou kind wees. Maar hy het nooit vergeet hoe dit voel om voor te gee, jy is iets wat jy nie is nie. Net om iets groters te beskerm. Hy steek sy hand uit na Eldie. Kom seun. Jou ma wag vir ons. Hulle stap saam die donker huis in. Die vuurvliegies bly dans. Die hemel word donkerder. En iewers in die verte draai die wind weer. Julle het geluister na Oom Eldie se wêreld hier op Radio Karoo. Volgende week nog 'n storie. En nou nooi ons Dominee Visser van die Oudefontein gemeente vir die oordeenking van die aand. Naad luisteraars, ons skriflesing is uit Prediker 3. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Ons veg dikwels teen die horlosie omdat ons alles nou wil hê. Maar die Prediker herinner ons dat die lewe nie 'n wedloop is nie, maar 'n reeks seisoene. Daar is 'n tyd om te plant en 'n tyd om te oes, 'n tyd om te breek en 'n tyd om te bou. As jy vandag in 'n moeilike seisoen staan, onthou, die winter is bloot die aanloop na die lente. Die kuns van die lewe is nie om die tyd te beheer nie, maar om te rus in die hand van hom wat die tyd gemaak het. Moenie die vrede van vandag opoffer deur te veg teen 'n seisoen wat nog moet draai nie. Here, gee ons die genade om vandag te aanvaar soos dit is en te rus in u tydsberekening. Amen. Dit was Radio Karoo. Goeienaand luisteraars.